Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, die erediens is vir ons 'n baie belangrike gedeelte van ons week. Dit vorm ons week en die res van ons lewe is ook 'n lewe coram Deo, met ander woorde voor u aangesig en in u teenwoordigheid. En dit word gevorm en bepaal deur daardie ontmoeting op die eerste dag van die week. En ons besin juis daaroor as gelowiges saam, om te bepaal hoe dat ons in 'n hegte en lewende verhouding met u kan leef, in die liturgie van hierdie wêreld, en nie net in die liturgie van die erediens nie. Daarom bid ons nou vir die leiding van die Heilige Gees, en elke keer wanneer ons u woord oopmaak en ons dink oor die woord en ons besin oor die woord, laat die woord werklik vir ons tot in ons lewe indring en in ons inkom, en laat ons vanuit u woord wat in ons woon, dan ook sal lewe. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou broer en suster, ek wil saam met u lees uit Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 37. Ons gaan verskeie gedeeltes saam lees vanoggend. Ek het 'n bietjie die formaat gaan verander van dieselfde Bybelstudie. Ek wil kyk, ek probeer die formaat van tyd tot tyd aanpas, dat ons meer woordgebaseerd is. Ek het dit al met die Bybelstudie van gisteraand gedoen, en die terugvoer is baie positief. So ek het hierdie Bybelstudie ook gaan aanpas. En ek wil vra dat u aan die einde vir my persoonlike boodskap stuur, as u voel, ons kom nou meer uit by die teks van die Bybel, en dan sal u ook sien, ek gebruik 'n baie ou tegniek, en dit is die tegniek van vra na elke deel, en ek sal dit antwoord, maar ek wil ook u aanmoedig om deel te neem, en die vrae te antwoord, of deel te neem aan die bespreking, as dit op die hart is om dit te doen, is jy baie welkom. Nou ek wil vanoggend, ons gaan deurgaans praat oor verskillende teksgedeeltes, en u sal agterkom, ek gaan ook gebruik maak van die teks in die oorspronklike taal, en ek gaan u dit verduidelik, want ek glo werklik dat daar die hart van verklaring lê, uiteindelik daar in die oorspronklike taal, dat ons moet gaan kyk wat staan daar. Maar as inleiding tot vanoggend se Bybelstudie wil ek saam met u lees uit die 53 Afrikaanse vertaling, Handelinge 2, die bekende gedeelte oor die eerste bekeerde gelowiges. Net 'n oomblik. Ek wil net hier, ek het gedog ek hierdie telefoon op stil gemaak, maar nou ja, partykeer vergeet 'n mens. Ek wil saam met u lees Handelinge 2 vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings
het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou, julle sal onthou, toe ons saam gebid het, het ek juis gebid, en jy sien dit ook hier, dat hierdie eerste gemeente in Jerusalem wat groei, en met wie dit goed gaan, het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en vanuit hierdie liturgiese handelinge, vloei daar, met ander woorde, ook 'n verskil en 'n werking na hulle lewe toe. En dit het uiteindelik 'n dramatiese effek gehad op daardie eerste gemeente. Nou die gedeelte wat ek eerste saam met julle wil op fokus, is Handelinge 2 vers 42. Hulle het volhard in die leer van die apostels, die onderlinge gemeenskap, die breking van die brood en die gebede. Nou, as jy nou gaan kyk na die Grieks, en ek kan nou nie die hele sin hier hanteer nie, dit sal 'n bietjie te veel wees, maar daar is die woord vir hulle, en daar is die woord vir en. Nou in Grieks maak die volgorde van die woorde maak nie saak nie. So daar staan eintlik hulle en het volhardend in die didache, in die leer van die, want dit is 'n genitief konstruksie, ton apostolon, met ander woorde in die leer van die apostels, en in koinonia, en in die onderlinge gemeenskap, of die gemeenskap dan, die klesei tu artu, en in die breking van die brood, en thais prosegais, en dit is in die gebede. In ander woorde, dit was 'n geestelike handeling, en hierdie gemeente het dit saam gedoen, hulle het by mekaar gekom, en dan het hulle hierdie dinge gedoen. Nou dit sê vir ons, hoe belangrik dit is, om by mekaar te kom in die erediens, en net vinnige woord hieroor, ek dink na COVID, en Zoom het sy voordele, en elektroniese bediening het sy voordele, maar uiteindelik dit kan nie die gemeenskap van die gelowiges op enige wyse verander nie, of vervang nie. Die gemeenskap van die gelowiges, daar waar ons by mekaar kom, en hierdie dinge saam doen, is die kragbron van waaruit ons as 'n gemeente leef en handel. Nou, ek wil die hele tyd 'n paar, julle ook blootstelling gee aan die kerkvaders en aan die hervormers, en die kerkvader wat ek hier gebruik is Johannes Chrysostomus, wat veral bekend was vir sy prediking. Nou oor hierdie vers sê hy die volgende: die apostels het nie net lukraak saamgekom nie, hulle het volhard in die leer en in die breking van die brood. Die breking van die brood is nie die liefdesmaaltyd nie, maar ons weet breking van die brood in die Nuwe Testament verwys na die nagmaal, om te wys dat die woord die fondament is, waarsonder die gemeenskap by die tafel nie kan bestaan nie. In ander woorde, Chrysostomus sê, woord en sakrament, woord en woordbediening en die sakrament van die nagmaal loop saam. Om dit op 'n ander manier te sê, wat ek dit ook al baie gesê het, is dat die bediening van die woord het 'n sigbare gedeelte, en dit is die nagmaal. Dis eintlik wat Johannes Chrysostomus hier vir ons sê. Nou Calvin sê baie kortliks oor hierdie vers, Handelinge 2 vers 42, Lukas noem hier 4 merke van 'n ware kerk: apostoliese leer, gemeenskap, nagmaal en gebed.
Nou, dis nou nie die kenmerke soos wat ons dit ken van die ware kerk nie, maar Calvin sê, hierdie is belangrike dinge. Om die sakrament van die prediking te skei, is om die liggaam van die erediens te skeer. Dis onmoontlik. So, die twee loop saam. Die nagmaal en die prediking. Kom ons kyk gou na hierdie woorde in die Grieks wat gebruik word in Handelinge 2 vers 42. Proskarteruntes, afgelei van pros na, karteros sterk, om met volgehoue energie te volhard en jou intens aan iets te wy. Met ander woorde, met baie energie. Hy staan aan die begin van die woord en om jou aan iets toe te wy, en dit word in die Afrikaans vertaal met volhard. En hulle het volhard in die leer. Maar, en ek dink, as jy na die verklaring luister, dan kom jy agter, volhard ja, maar om met volgehoue energie. Mense wil amper sê, om met intensiteit te volhard. Maar as jy nou sou sê, om met intensiteit te volhard, dan sit jy eintlik nou 'n ekstra woord in, wat jy nou nie wil doen as jy 'n vertaling doen nie, maar ons kan dit sien, as ons gaan kyk na die oorspronklike taal, so dit is om met intensiteit te volhard in hierdie dinge. En dan didache is die leer, met ander woorde die verkondigde leer, dit wat hulle geleer het, dit wat uit hulle mond uitgekom het. En ons sou kon sê, dit is die verklaring van die woord. Dit is die preek. So, hulle het met intensiteit volhard om te preek en te luister na die preke en om by mekaar te wees as hulle dit doen. Die woord koinonia, dis 'n diep onderlinge deelgenootskap en gemeenskap met mekaar. Jy sit daar almal saam en jy luister met absolute toewyding en intensiteit na die verklaring van die woord. Dit alles lê daar, en 'n mens sien dit as jy bietjie kyk na hierdie begrippe in die Grieks. En dan sê hy, te klasei tu artu, en die breek van die brood. Dit is die sakrament van die nagmaal. Ons weet, dit is nie die liefdesmaaltyd nie, dit is die sakrament van die brood. So hierdie gemeente volhard saam met geweldige inspanning en intensiteit deur te luister na die preek en deur die sakrament van die nagmaal te vier. En hierdie twee goed, onthou nou wat het Calvin gesê, loop saam. Wanneer jy net wil opdaag vir nagmaal, skep dit 'n probleem. Wanneer jy opstaan, nadat jy nagmaal gebruik het, maar jy wil nie bly vir die dankseggingsdiens nie, dan is jy nie besig om uitvoer te gee aan Handelinge 2 vers 42 nie. Goed, so dit is 'n groot fout as ons hierdie twee aspekte van die erediens van mekaar skei. Hierdie praktyk, die skei wat God saamgevoeg het, as jy net nagmaal bywoon, God voeg die woord en die verklaring van die woord en die viering van die sakrament saam, maar as jy net kom vir nagmaal, of jy staan op nadat jy nagmaal gebruik het, dan skei jy dit wat God saamgevoeg het. Die sakrament is 'n seël op die belofte. Die belofte weer klink deur die woord en die seël kom deur die sakrament. 'n Mens kan sê, die seël is soos die Oud-testamentiese of die oudtydse handtekening, nie Oud-testamenties nie, die oudtydse handtekening. In ander woorde, wat help dit, jy het 'n handtekening, maar daar's nie iets geskryf, en die handtekening bevestig dit nie. Dit is wat gebeur wanneer jy net nagmaal wil gebruik. Jy loop net met 'n papiertjie met 'n handtekening op. Jy weet nie wat die betekenis daarvan is nie. So hier is 'n geestelike risiko om net die sakrament te neem sonder die prediking. Verlaag die nagmaal
tot 'n meganiese of magiese ritueel. Jy maak eintlik daarvan 'n tipe van 'n toordery. Dis wat dit vir jou word, iets ander wêrelds, maar jy weet nie wat die betekenis daarvan is nie. Soos Augustinus bekend opgemerk het, en Augustinus was natuurlik die grootste, dink ek nou maar my opinie, van die kerkvaders. Die sakrament is die sigbare woord, en die gedagte vind jy dan ook later by die hervormers, wat deur Augustinus beïnvloed is. Hulle het almal Augustinus gelees. Sonder die verkondigde woord vervaag die betekenis van die teken. Goed, so die kansel en die tafel hoort onlosmaaklik by mekaar. Ons kan nie Christus se beloftes gelowig omarm by die tafel as ons nie eers stel onder die trefwyte van sy sprekende woord van die kansel af nie. Hoekom kom jy dan nagmaal toe as jy nie gekom het toe die woord Sondag vir Sondag van die kansel af verkondig is nie? Wat dink jy dan van die nagmaal? Dat die genade op die een of ander onnatuurlike manier in jou ingestort gaan word? En dit is dan natuurlik hoe die Rooms-Katholieke dink. En dit is in stryd met wat die Bybel leer. Nou goed, dan het ek nou hier 2 vrae. Waarom dink jy neem sommige mense aan die nagmaal waarom neem sommige mense aan dat die nagmaal belangriker of heiliger is as die prediking van die woord? En die tweede vraag, hoe kan ons as gemeente mekaar help om die erediens as 'n onverdeelbare geheel te waardeer? Hoe kan ons mekaar daarmee help? Nou, ek sal begin by die tweede vraag en sê, ek dink juis hierdie Bybelstudie wat ons nou mee besig is om dit reg te stel, is om mense weer te herinner aan dit wat hulle hopelik in die katkesasie geleer het toe hulle kinders was, toe hulle dooplidmate was. Ek dink dis een manier. Ek dink ouderlinge kan dit ook doen deur die huisbesoeke wat hulle doen en deur met lidmate te praat oor die verband tussen die kansel en die tafel. Maar daar mag ook ander gedagtes wees. Waarom dink mense so? Kom ons hoor by julle. Is daar enige iemand wat hier 'n gedagte het of iets wil sê of iets wil byvoeg? Ek weet die deurblaai. Julle kan regtig die vrymoedigheid neem en ek dink julle sal ook met tyd groter vrymoedigheid ontwikkel. Ek dink hoekom mense so dink is, ek dink onkunde, ek dink mense moet geleer word, ek dink mense moet vertel word. Ek dink as jy die onkunde kan uitskakel, kan ek amper nie glo dat iemand moedswillig ongehoorsaam sal wees en net na die nagmaal toe sal kom, as hulle hoor en hulle weet en hulle verstaan dat die kansel en die tafel loop saam en hoort by mekaar, dan glo ek, dan sal ons sien dat mense beide goed bywoon en gereeld bywoon. Nou goed, daar het oor tyd 'n verskywing gekom in eredienste en ek dink baie mense se idee van die erediens en spesifiek die bediening van die woord, en ek gaan hiermee oor na die tweede punt toe, is dat hulle kom kerk toe om iets te ontvang, hulle kom kerk toe om iets te leer, en hulle vergeet dat ons kom eintlik kerk toe en ons kom na die erediens toe, ja, om te leer, om te ontvang, maar ons kom in die eerste plek om God te ontmoet. So die erediens het vir baie mense iets geword soos 'n lesing, 'n onderwysing. En miskien is dit hoekom hulle dink. Jy kan besluit of jy 'n lesing wil bywoon en of jy die lesing wil oorslaan. Jy weet, is omtrent soos toe 'n mens op universiteit was, dit mag julle verbaas, en dit mag nuus wees vir oumas en oupas en vir
ouers ook, dat hulle kinders as studente woon nie al die klasse by nie. Hulle besluit watter lesings hulle oorslaan, en miskien het jy dit self gedoen. Jy het stokkies gedraai, en weggebly van 'n klas af. En miskien is dit wat mense dink van die erediens. Hulle dink is soos 'n lesing. En dit beteken jy besluit voor die tyd, wil jy dit bywoon of wil jy dit nie bywoon nie. Maar die oomblik as jy besef, nee kyk, dit is 'n ontmoeting met God waar God spreek, waar God met ons praat. Ons praat, hy praat, dis hierdie dialoog, hierdie ontmoeting, en ons sit en ons luister na wat hy vir ons sê, dan verander dit baie, en ek kom om hom te ontmoet en hom te dien en vir hom te wys hoe lief ek hom het en hoe belangrik hy vir my is. Dit verander alles in hoe ek dink oor die erediens. Dit verander my siening. En dit maak dat ek dan baie moeiliker sal wegbly. Ek dink julle sien wat ek hier sê, dat hier het 'n verskywing gekom oor tyd. En dit het mense baie sterk beïnvloed. En ek dink deel van die probleem is, ek onthou dat vroeër jare was die persepsie van mense dat dit wat gesê word van die kansel af is die Here wat spreek. En jy het ook 'n kanselkleed gesien wat sê, so spreek die Here, Here. En toe begin ons 'n tyd beleef waar omtrent sê 20 jaar gelede, waar mense begin sê, ja maar die preek en dit wat die predikant sê is wat die predikant sê. Dit is nie die Here wat spreek nie. En daai kritiek het veroorsaak dat mense anders te begin dink het oor die erediens en na die erediens toe gaan. Mense het begin dink en vir hulle self sê, maar dis eintlik maar net 'n mens wat besig is om daar te praat. Ek gaan nie werklik om God te ontmoet nie, ek kan net sowel by my huis bly en God hier ontmoet en my Bybel lees. Ek dink dit het 'n invloed gehad. Maar dit is jammer, want dit is nie waar nie. As die predikant verantwoordelike eksegese doen, soos wat ons hier saam eksegese nou doen met hierdie Bybelstudie, dan sê hy en hy verklaar die woord van die Here. Wat is die gesag dan van daardie verklaring? En nou neem ek julle na 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13. En daar skryf die apostel Paulus die volgende: Om hierdie rede dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God wat julle van ons gehoor het, ontvang het, julle dit aanvaar het, nie as 'n mens se woord nie, maar as wat dit waarlik is, die woord van God, wat ook kragtig werk in julle wat glo. So Paulus sê hier, ons is dankbaar teenoor die Here, dat toe ons by julle gekom het, en die evangelie aan julle verkondig het, en julle geleer het, dan nou Paulus het met hulle gepraat. Hy het nie noodwendige boekrol by hom gehad. Kodeks sê, soos wat ons het vandag ken, is 'n baie laat verskynsel. Hierdie is 'n kodeks, dis 'n boek, is 'n kodeks. Daai tyd kon jy nie met 'n boek rondloop en daaruit lees nie. So Paulus het met hulle gepraat, hy het vir hulle aangehaal dalk uit wat hy kan onthou, en dan het hy dit verklaar. En nou sê hy, om hierdie rede dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God wat julle van ons gehoor het, ontvang het, julle dit aanvaar het, julle eie gemaak het, nie as 'n mens se woorde nie. Julle het nie met mekaar 'n redenasie aan die gang gesit, is dit nie maar Paulus se opinie nie, want jy gaan nie groei as dit jou vertrekpunt is nie. Jy gaan vashak, jy gaan krities wees, en jy gaan uiteindelik vir jouself sê, maar ek kan maar gaan wanneer ek so voel, en ek kan hierna luister as ek dink, dit pas my. Maar Paulus sê, julle het dit aanvaar as wat dit waarlik is, die woord van God,
wat ook kragtig werk in julle wat glo. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie. Spesifiek nou na Augustinus van Hippo Regius is die plek waar hy was in Afrika. Wanneer die woord gepreek word, spreek Christus self. Die prediker se stem, en kyk hierdie mooi beeld wat Augustinus gebruik, is slegs die orrel waaroor God se gees sy wind laat waai. So die prediker se stem is die orrel, en die orrel sonder die lig wat deur die instrument, deur die pype gedruk word, is niks werd nie. En die woord vir die gees in die Bybel is ruach, is wind, die Ou Testamentiese woord, en julle weet hoe dat die Heilige Gees baie nou geassosieer word met die wind. So die dominee se stem is die instrument, en die wind wat deur hierdie instrument werk, is God die Heilige Gees. So Augustinus sê, dis God wat spreek, as die predikant natuurlik sy verantwoordelikheid nakom en sy werk deeglik doen. En ek gee dadelik toe, soms luister 'n mens na preke, wat jy moet sê, die werk hier is nie deeglik gedoen nie. En die persoon is hier besig om eintlik sy interpretasie te gee. Met ander woorde, sy mening te gee van wat hy dink daar staan. En hy is nie besig om te verklaar wat daar staan nie. Want verklaring is oopmaak van wat daar staan. En dan, Heinrich Bullinger het gesê, die prediking van die woord van God is die woord van God. Wanneer 'n wettig geroepe prediker die woord verkondig, hoor die gemeente God se eie stem. En ek sê weer eens, as jy dit nie kan aanvaar nie, dan skep jy vir jouself 'n probleem. Jy hoor God se eie stem. Dan sê jy ook vir jouself op 'n Sondagoggend, ek moet kerk toe gaan, sodat ek in terme van Handelinge 2 vers 42 kan gaan hoor wat God vir my sê. Ons moet daardie kritiek wat ons gesien het onder ons kerke vanuit ons eie kring, 'n paar jaar gelede, moet ons agter ons sit, en ons moet weer kom by die punt dat ons soos kinders kan luister en hoor en aanvaar dat God praat met ons. Natuurlik kan 'n mens maklik onderskei en gou agterkom as die predikant nie sy werk gedoen het nie, en as hy nie spreek soos wat God wil hê daar gespreek moet word nie. En dan moet 'n mens uit die aard van die saak dit ook opneem met daardie predikant. Nou kom ons kyk gou na enkele van die Griekse begrippe in daardie pragtige vers wat Paulus sê. Hy sê mos, om hierdie rede dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God wat julle van ons gehoor het. Nou daar staan legon akous, die woord van die gehoor, die woord wat julle gehoor het. Dit is die verkondigde prediking wat deur die ore die hart bereik. Jy moet die woord hoor. Kom ek illustreer dit. Jy kan dit gaan probeer. Die Bybel is eintlik nie geskryf om stil gelees te word nie. Probeer en lees die Bybel vir jouself hardop en kyk wat is die effek daarvan. Ek wil vir jou sê, ek glo dat die uitwerking sal die volgende wees. Jy sal duideliker hoor, jy sal beter onthou en jy sal kan beter gaan toepas wat jy gehoor het. So lees die Bybel hardop, want dit is hoe die Bybel deur God vir ons ontwerp is. Dit is ontwerp om hardop gelees te word, dat ons dit kan hoor, dat ons dit kan gaan uitleef. En dan sê hy, gebruik hy hier 'n woord, daai woord vir aanneem, daai Griekse woord vir aanneem.
Om hierdie rede dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God, wat julle van ons gehoor het, ontvang het, of dan aangeneem het, is 'n kragtige, betekenisvolle woord in die Grieks. Dit beteken om iets met 'n openhartige gasvryheid te verwelkom en in te nooi, om oop te wees. Ek wil amper vir jou sê, as jy kerk toe gaan op 'n Sondagoggend, en jy gaan sit daar in die kerk, is deel van die voorbereiding om vir jouself te sê, Here, help my dat niks my aandag aftrek nie, nie mense in die kerk nie, en ook nie die foute en die gebreke van die prediker nie, maar laat ek myself reeds nou, maak my oop deur die werking van die Heilige Gees, dat ek openhartig is en gasvry is om u woord in te verwelkom en in te nooi en aan te neem, te ontvang. Dis eintlik wat daai woord beteken, en ons het dit nou net met een Afrikaanse woord gaan vertaal, ontvang. Maar jy moet nou weet, want ek vertel dit nou vir jou, dit is eintlik met 'n openhartige gasvryheid te verwelkom. Is dit nie mooi nie? 'n Openhartige gasvryheid te verwelkom. Dit sê vir my presies wat ek moet doen. Wat my gesindheid moet wees, wat my houding moet wees. Want as jy dit doen, natuurlik ontvang jy soveel meer en kry jy soveel meer uit dit wat daar gepreek word. Nou, en dan skryf Paulus verder en hy sê, om hierdie rede dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God, wat julle van ons gehoor het, ontvang het, julle dit aanvaar het, nie as 'n mensewoord nie, maar as wat dit waarlik is, as die woord van God, wat ook kragtig werk in julle wat glo, wat ook kragtig werk in julle wat glo. Daar lê die woord, energetai, met ander woorde, jy hoor al die woord wat ons ken, wat kragtig en himin, wat kragtig in julle werk, toes pisteosin, met ander woorde, wat kragtig in julle werk, wat glo. Nou, dit is 'n partisipium daai. Nou daai, jy hoor die woord energie, nee. So, die effek daarvan, as dit jou benadering is, en jy gaan kerk toe op 'n Sondag, en jy's oop, en jy aanvaar, en daar's hierdie openheid en gasvryheid om die woord van God in jou hart te ontvang, is die effek daarvan 'n kragtige, doeltreffende inwerking, wat 'n mens se realiteit verander. 'n Kragtige, doeltreffende inwerking, wat jou realiteit, wat jou leefwêreld, as het ware verander. Alles is miskien nog dieselfde, maar jy is nie meer dieselfde nie, want die woord van God het jou verander. Hoekom sal 'n mens dit wil mis? Sal ek myself dadelik die vraag afvra. Hoekom sal ek nie daar wil wees nie? So, nou ja, kom ons kyk 'n bietjie, die preek is dus nie 'n akademiese verhandeling oor die Bybel nie, dit is nie 'n toespraak nie, 'n preek is iets uniek, dit is die verklaring van die woord van God, dit is God wat spreek, is God wat vir ons sê, wat sy wil is, wat hy van ons wil hê. Nou, dan vra ek die vraag, wat is die verskil in jou eie ervaring, tussen die verstandelike luister na 'n lesing, en die gelowige belewing van 'n ontmoeting met God? Dat is vir my 'n baie groot verskil. Ek kan na 'n lesing gaan luister, selfs byvoorbeeld 'n teologiese lesing, maar dan is ek onmiddellik krities en ek luister of ek saamstem of nie saamstem nie. Maar wanneer ek na die erediens toe gaan en God praat met my en hy praat met my ook as die prediker wat die preek aflewer, hy preek ook vir my. Hy sê ook vir my, dan raak dit my op 'n heel dieper vlak, op 'n ander manier, en ek word verander, ek voel anders,
ek is anders, daar is nie vir my iets so kosbaar en so belangrik, wat my so diep en ingrypend raak, en verander, en selfs my energievlakke beïnvloed, as die woord van God nie, as om na die preek te luister saam met julle as die gemeente nie. So daar's 'n reuse verskil, 'n baie groot verskil tussen 'n lesing en 'n preek, en selfs 'n lesing oor 'n teologiese onderwerp en 'n preek. 'n Preek is vir my kosbaar, en ek probeer ook tyd maak om na preke te luister in die week. Jy hoef nie net na preke te luister op 'n Sondag nie, jy kan ook deur die loop van die week na preke luister. Goed, hoe kan 'n hoorder voorberei om die preek te verwelkom, gasvry te verwelkom as God se lewende woord? Ek dink 'n mens bid aktief daarvoor, jy kan die hele week daarvoor bid, ek dink 'n mens moet op 'n Sondag in die besonder daarvoor bid, en jy moet vir jouself dit ook baie duidelik sê, dat jy moet nie dat iets jou aandag aftrek of jou pla nie, en as die oomblik as dit gebeur, dat iets jou aandag aftrek of jou pla, of jou by die punt bring, dat jy sê, dat jy krities begin raak, dan moet jy baie mooi dink, of is dit regtig omdat daar 'n fout is, omdat die werk van die predikant nie goed gedoen is nie, dat ek 'n probleem het met dit wat ek hoor, of is die fout eintlik in my, omdat ek aangespreek word, en as die fout dan in my is, moet ek myself onmiddellik daar berispe, en myself onder leiding van die Heilige Gees natuurlik, weer by die punt kry, dat ek aktief sit en luister, en my onderwerp, aan die leiding en werking van die Heilige Gees, wat besig is om met my te praat deur die woord. Goed, is daar enige van julle wat ook iets wil sê oor hierdie twee vrae, of iets wil byvoeg? Wat julle dalk self ook al beleef het. Goed, dan gaan ons oor na die derde punt wat ek hoop nog om vanoggend te doen, en dit is die mens en die Heilige Gees. Nou hier lees ek 2 Korintiërs 4 vers 7. Hierdie vers is ek mee besig die hele week al, en dit bly vir my 'n kosbare vers hierdie. Paulus skryf, hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom, en nie van ons nie. Daar is die woord vir het ons, die ons is daai omen aan die einde, hierdie skat, hierdie deiton, sauron, hierdie, daar is die woord hierdie wat daarmee saamgaan, jy kan sien dis ton en tauton, met ander woorde, hier is woordorde maak nie saak nie, want die uitgange maak het duidelik, dat hierdie skat, jy kan sien al 3 hierdie woorde, sy uitgange is dieselfde, daar is die woord vir in, ostrakinois, dis 'n ostrakinois, miskien ken julle die woord ostraka, dit is 'n pot, 'n breekbare pot. Hierdie skat wat ons in breekbare kleipotte het, sodat die buitengewone dynamies, buitengewone krag van God, wat van God kom, eintlik is reg, en nie van ons nie. En daai woordjie me is nie nie van ons nie. Goed, so, wat sê die kerkvaders hieroor? Athanasius van Alexandrië skryf, ons verlosser gebruik swak menslike stemme, breekbare kleipotte, soos eenvoudige werktuie, sodat die heerlikheid van die boodskap uitsluitlik aan die
hemelse skatbewaarder toegeskryf kan word. So die skat wat God in die kleipotte plaas is die evangelie, die woord. Nou, eers plaas God dit in die dominee, en die dominee bring dit Sondag kerk toe, en dan vat hy van die skat, wat God in hom as 'n breekbare kleipot gesit het, en sorgvuldig probeer hy na die beste van die vermoë wat God vir hom gegee het, van hierdie skat uit te deel aan almal wat daar is, wat ook breekbare kleipotte is. En die inhoud by homself word nie minder nie, dis die wonder daarvan. Hy kan maar uitdeel soos hy wil, hy kan in al die breekbare kleipotte van die gemeente gaan insit. By homself word dit nie minder nie, daar is meer as genoeg om by almal te gaan insit. Maar jy moet daar wees om self van hierdie kosbare skat van die evangelie te ontvang. En die evangelie is nie net 'n verkondigde boodskap van woorde nie, dit is 'n persoon. En daardie persoon is Jesus Christus. Dis die wonderlike werk van die dominee as 'n prediker wat hierdie werk doen en die evangelie so in elke breekbare kleipot wat ons is gaan sit. Hy is eintlik as het ware, kom die Heilige Gees en deel aan elkeen van ons Christus uit. Hoekom sê jy dit wil mis? Vra ek weer eens. Nou die hervormer Martin Luther sê, die evangelie is 'n skat in 'n ou gebroke kleipot. Die pot kan kraak en lyk na niks, maar die goud daar binne bly ongeskonde en maak die armstes ryk. Baie mooi, ek lees dit sommer weer. Die evangelie is 'n skat in 'n ou gebroke kleipot. Die pot kan kraak en lyk na niks, maar die goud daar binne bly ongeskonde en maak die armstes ryk. Nou ja, 'n thesauron is 'n kosbare skat wat eintlik in die kluis hoort, maar ons het nou klaar gesien, dit is eintlik dan die evangelie, of dan spesifiek die persoon van Christus. Ons trakinois, skeu asin, is 'n brose, goedkoop pot, dis gebakte klei, dit dui op die menslike swakheid van die prediker. Ons is maar kleipotte wat uiteindelik finaal breek ook met ons dood, maar ons aanvaar dit. Dit beteken ook uit die aard van die saak, as ek 'n brose, breekbare, gekraakte kleipot is, dat nie alles wat ek as mens doen en as prediker sê, is volmaak nie, en is sonder foute, en is sonder sonde nie. Maar ek weet die gemeente luister ook onder leiding van die Heilige Gees, en hulle kan onderskei waar my swakheid is, waar ek broos is, en dan hoor hulle tog die woord van God nog reg. En dan hyperbole, ons ken eintlik die woord in Afrikaanse hyperbool, dit is die oortreffende trap, die uitsonderlike grootheid, die alles oortreffende krag. Onthou nou, hier sê hy, hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone, hyperbole, krag, dyname, of dynamis, duidelik van God kom. Die effek van die prediking is so groot en so kragtig, nie oor die kleipot nie. En daarom kan ons nie verval in 'n domineeskerk nie. Jy kan nie net wil gaan of agter 'n bepaalde dominee aanloop nie. Daai dominee is 'n kleipot wat eendag finaal heeltemal gaan breek. Die werking van die dominee het enigstens net 'n positiewe en 'n kragtige uitwerking, nie oor hom as persoon nie, maar oor die buitengewone hyperbole dynamis, die buitengewone krag wat duidelik van God afkom en nie van ons af nie. So, ons moet agter die dominee God sien
en sy kragtige werking. Ek dink dis 'n baie mooi en 'n belangrike vers vir hierdie hele gesprek wat ons vanoggend het, hierdie Bybelstudie. God gebruik dus doelbewustelik brose kleipotte, swak mense, sodat niemand op die mens sal roem nie. Ons luister nie na die prediker om sy retoriek te beoordeel nie. Retoriek is sy vermoë om goed te kan praat en goed te kan verduidelik en woorde op kunstige, oortuigende maniere te gebruik nie, maar om die Gees se stem deur die feilbare mens te hoor. Ons wil God die Heilige Gees hoor wat met ons praat. Goed, nou is daar weer 2 vrae. Hoe help die beeld van die kleipot jou wanneer 'n prediker menslike tekortkominge toon? Wel, ek dink dit dan dadelik sê jy vir jouself, onthou nou, ek kan nie van die dominee volmaaktheid verwag nie. Ek kan nie van die dominee verwag om nie oor sy woorde te struikel of 'n verkeerde woord te gebruik nie. Hy is mens, vlees en bloed. 'n brose kleipot wat gekraak en wat maklik breek. En dit help 'n mens om verby daardie oomblikke te kom. Wat beteken dit prakties vir die prediker om te weet dat hy slegs 'n kleipot is? Wel, broer en suster, dit maak dit vir my persoonlik makliker om die evangelie te bedien. Want ek weet volmaaktheid is buite my bereik en ek sê dit ook vir my gemeente. Ek sal ook vir my kerkraad wanneer ek 'n fout gemaak het en u kan hulle dit maar gaan vra ook, dan sal ek dit vir hulle in die konsistorie ook sê met 'n verskoning. Ek het oor 'n woord gestruikel. Ek het iets verkeerd gesê of iets verkeerd gebid. Dit is wat ek probeer sê het, dit is wat ek probeer doen het. En ek glo dat God die Heilige Gees maak dit reg en laat die gemeente tog dit reg hoor en reg verstaan. Goed, is daar iets wat enige een van julle wil byvoeg? Of hierdie vraag op 'n ander manier miskien wil antwoord, julle is baie welkom. Goed, ek sluit die Bybelstudie dan vanoggend hier af. Ek dink ons het baie gedoen, ons het meer as genoeg gedoen. Ons sal volgende week as die Here wil dan aangaan en ek wil vra dat julle saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vir die voorbereiding met die oog op eerskomende Sondag se bediening van die woord. Wil u gee dat u predikers u woord werklik in hulle harte sal ontvang, dat hulle as gebroke kleipotte vol sal word van die Heilige Gees, vol sal wees van die evangelie van u Seun, sodat hulle eerskomende Sondag aan elkeen kan gaan uitdeel wat u in hulle geplaas het. En gee dat ons dit sal ontvang en dat ons oop sal wees en gasvry sal wees om u woord as het ware in sy volheid in te nooi en te ontvang in ons harte en in ons lewens, dat ons vanuit dit wat ons as brose kleipotte in ons self ontvang het, kan gaan weer uitdeel aan ander en vir hulle kan gaan insit. Baie dankie dat ons hierdie Bybelstudie saam kon gehad het en ons bid Here dat u ook hierdie Bybelstudie sal gebruik om ons meer getrou te maak in die bywoning van ons eredienste en die viering van ons nagmaal. En ons vra dit van u in u Seun se naam. Amen. Nou ja, ek wil vir julle baie dankie sê dat julle ingeskakel het en ek wil julle toebid 'n mooi en 'n geseënde dag verder.